Goeiedag, baie welkom, dankie dat jy ingeskakel het. Dit is wonderlik dat ons die woord van God, die evangelie van Jesus Christus ook op hierdie manier kan verkondig. Vandag se hele boodskap gaan daaroor dat die Here God die Vader, Jesus Christus, dat hy 'n naby, 'n intieme, 'n diepgaande verhouding met elkeen van ons wil hê. So voordat ons gaan lees uit die Bybel, kom ons sit sommer net so en kom ons doen 'n gebed saam. Ons Here, ons weet dat U lief is vir ons en ons weet dat U ons raak sien. Here, ons weet dat U die een is wat ons gemaak het, dat U die een is wat ons gevorm het. En Here, dankie daarvoor. Dankie dat ons weet dat U al 'n lang pad met ons stap. Dankie dat ons weet dat U ons al geken het toe ons nog in die moederskoot was. Here, maar nou as kinders, as volwassenes, as mans en vrouens, Here, ons het U woorde nodig. Ons het U wysheid nodig. Here, ons het dit wat U sê nodig, sodat ons kan weet hoe om hierdie lewenspad te stap. Here, kom maak ons harte, Here, kom maak ons verstand, maak dit oop, maak ons ontvanklik vir dit wat ons gaan lees, hierso in Johannes hoofstuk 10, in Openbaring, ook in Johannes hoofstuk 16. Here, dankie dat U na ons toe kom, dankie dat U met ons gesels, dankie dat U met ons kommunikeer vanuit die woorde van die Nuwe Testament. Amen. Hier ons kyk na Jesus se woorde in Johannes hoofstuk 10. So as jy 'n Bybel het, as jy jou app het, Johannes hoofstuk 10, dan gaan ek ook verwys na Jesus se woorde in Openbaring hoofstuk 3. So jy kan, as jy dalk 'n boekmerk het, of as jy jou YouVersion app wil oopmaak, kan jy ook 'n nota maak by Openbaring hoofstuk 3, en ek verwys net vinnig na 'n sinnetjie, iets wat Jesus sê oor godsdienstige mense in Johannes hoofstuk 16. Ek wil gou sê waaroor vandag se diens gaan. En die rede hoekom ek dit sê, hier's kinders hierso in die kerk vandag, dit kan ook so 'n bietjie die geraasvlakke kan dalk so 'n bietjie hoor wees. Die moederskamer is baie keer chaos as aan die kinderkerk is nie. En vanoggend nou na die eerste diens kom 'n vrou na my toe, sy sê, "Hoorie, baie dankie vir jou boodskap." Ek het nie gehoor wat jy gesê het nie, maar baie dankie vir jou boodskap. Goed, want was net 'n bietjie chaos daar in die kerk. So, hier's die boodskap vir vandag. En om een of ander rede wil ek dit net vir al die mans sê, moet hierdie nie mis nie. Die Here God, die God wat in Jesus Christus mens geword het, soek 'n diep, intieme, naby verhouding met jou as 'n man. So kan ek dit weer sê, Hemelse Vader, die een van wie ons lees in Genesis 1, Genesis 2, die Skepper God, soek nie 'n oppervlakkige verhouding met ons. Hy soek nie hierdie lou warm Christen nie. Ons gaan dit nou sien op Openbaring. Hy wil hê ons moet in 'n nou, naby, innige verhouding met hom leef. Dis die kern van vandag se boodskap. Al die woorde van Jesus Christus waarna ek gaan verwys, wat ek gaan lees, gaan daaroor. So kom, ons lees saam met my, en kinders, julle ken ook hierdie woorde. Jesus sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Kinders, dink aan Paasnaweek, dink aan Golgotha, dit wat ons gevier het, dit was wat ons herdenk het nou die dag. Nou sê Jesus, hoe lyk 'n goeie herder nie? Hoe lyk 'n slegte skaapwagter? Die huurarbeider wat nie 'n herder is nie, en aan die skape nie behoort nie, sien die wolf kom. Kinders, daar was baie roofdiere, baie karnivore in die tyd van Jesus Christus in Israel en die omgewing van Libanon, Sirië en daarbo in die suide van Turkye. So hy sien die wolf kom, los die skape en vlug, en die wolf vang en verjaag hulle. Hoekom? Omdat die man 'n huurarbeider is en nie vir die skape omgee nie. Ek wil, hy is nie ge-worry oor die skape nie. Dan kom Jesus weer en hy sê wat hy in vers 11 gesê het. Ek is die goeie herder. En nou moet ons stadig lees. En ek ken my eie. Daai woordjie ken is baie belangrik. Ek weet min van ons lees Bybel met 'n potlood of 'n pen, maar as jy 'n highlighter het, omkring daai woordjie ken. Ek gaan nou iets sê oor daai woordjie. Ek ken my eie en my eie ken my. Hulle ken vir Jesus Christus. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En dan 'n herhaling weer eens, Goeie Vrydag, en ek lê my lewe af vir die skape. Julle, ek het altyd gewonder, en ek kan nie meer broos wees as dit. Ek het altyd gewonder, hoekom hoor ons heeltyd by die kerk? En as kind het ek het heeltyd by die kerk gehoor, ons moet 'n verhouding met die Here, ons moet 'n verhouding met die Here hê. Maar Jesus sê nooit daai woorde net so nie. Dit word geïmpliseer, maar Jesus sê nie vir Petrus, jy moet 'n verhouding met my hê. Hy sê dit nie vir Maria Magdalene nie. Hierdie woordjie ken help ons om iets daarvan te verstaan. Dis die woordjie ginosko, die Griekse woordjie ginosko. Nou dit beteken jy ken iemand kognitief. Maar dis ook meer as dit. Dit beteken ook jy het 'n stukkie ervaring, jy het al tyd spandeer saam met iemand. So dis nie net kopkennis nie, jy het nie net van iemand gelees nie. Jy het nou al 'n goeie 5 of 'n 10 jaar in iemand se teenwoordigheid spandeer. Jy ken daai persoon deur en deur. Maar ginosko is ook 'n uiters
intieme woord. Dis die woord wat baie keer in die Bybel gebruik word as hulle wil beskryf wat gebeur as 'n man en 'n vrou bymekaar kom, as 'n man en 'n vrou omgaan het, as hulle gemeenskap het nie. Goed, so ons kry dit byvoorbeeld in die Septuagint, dis die Griekse vertaling van die Ou Testament. Adam en Eva ginosko en 'n kind is verwek. In die 83 vertaling het daar gestaan Adam het vir Eva beken. Maar dis die woordjie ginosko. Dink kinders, julle ken die verhaal van Josef en Maria. En Maria hoor by die engel, haar swangerskap kom van die Heilige Gees. En dan lees ons in Matteus 1 vers 25, dan kry ons weer daai woordjie ginosko. Kry weer die begrip ginosko, waar die Bybel vir ons sê, Josef het ginosko, het nie saam met Maria geslaap, totdat die kind Jesus gebore is nie. So Jesus Christus, hier in Johannes 10, hy sê vir ons, ek wil hê, julle moet my ken. En ek wil julle ken, en hierdie ken gaan oor hierdie diepgaande, naby, intieme verhouding met God die Vader. En julle die probleem is, en nou wil ek kom na ons lewe, hier in 2025. Ons is nie mal daaroor, as alle mense naby ons kom nie. Ons het die vermoë as mens, om sekere mense so op 'n afstand te hou. Ek wil gou vir die mans vra, moenie nou nie skaam wees nie. Toe jy op hoërskool was, as ek jou net vir 'n oomblik kan terugvat na jou hoërskool daartoe, aantreeblad, die baadjie wat jy aangegaan het, wie was skoolhoof? My vraag is, toe jy so 14, 15, 16 was, wie van julle was tot die ore toe verlief op 'n meisie op hoërskool? Kan ek gou sien? Maar die volgende vraag is, wie van julle was so verlief op daai meisie, maar sy het jou dag 1 in die friendzone gesit, en nou 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar later, is jy nog steeds in die friendzone. Jy het alles gegee. Jy kyk Dead Poet Society en jy skryf haar gedig en jy vat vir haar blomme. Maar luister, sy stel nie belang nie. Sy hou jou net daar. Sy is beleefd. Sy sal dalk dankie sê as jy vir haar rosie vat op die 3de Valentynsdag. Maar sy wil net nie 'n naby verhouding met jou hê nie. Ons weet wat dit is as mense ons so op 'n afstand hou. Dalk sit jy, 'n bietjie ernstiger voorbeeld uit die gewone lewe. Dalk sit jy en jy's 'n ma. Jy's 'n volwasse ma. Jou kinders is nou al uit die skool uit. Maar as 'n ma het jy foute gemaak. Jy was nie 'n goeie ma nie. So nou is jou dogter nie lus vir jou nie. En wat doen jy? Jy bel haar, jy WhatsApp haar, jy stuur vir haar e-pos. En sy sê vir jou, dankie ma, maar nee dankie. Ek soek nie 'n naby verhouding, ek soek nie 'n intieme verhouding nie. En die ma probeer wat sy ook al kan, maar haar dogter hou haar net so op 'n afstand. Van julle ook naby die hart, van ons het 'n pa gehad wat die huis verlaat het. 'n Pa gehad wat sy goed gevat het en hy het gewaai. En nou sit jy's 'n volwassene, jou pa leef nog, hy's in die land, jy het mekaar se nommers. En jy wil van jou kant af, ek bedoel, jy's nie die skuldige nie, jy's nie die vark in die verhaal nie, maar jy wil van jou kant af, as 'n volwasse Christen, as 'n volwasse mens, wil jy daai verhouding met jou pa herstel. Maar wat doen jou pa? Hy lees nie as jou WhatsApps nie. As hy dit lees, bloedtik hy jou. Hy reply nie op daai boodskap nie. Hoekom? Want hy soek jou nie naby nie. Hy soek jou daar ver, hy soek nie 'n diepgaande, innige, intieme verhouding met sy kind nie. So in die gewone gang van die lewe is ons is baie goed daarmee om mense op 'n afstand te hou en meeste van ons het al beleef dat daar mense op hierdie aarde is wat ons so op 'n afstand hou. So nou kan ons dit deurtrek na ons verhouding met die Here God toe. Die God van die Bybel is 'n God wat met sy hele wese 'n intieme, naby verhouding met ons wil hê. Ons kry dit van die begin van die Bybel, dink aan die skepingsverhale, God wat saam met die mens wil stap, God wat saam met Adam en Eva tyd wil spandeer, tot aan die einde van die Bybel. Dink aan die verhale wat Jesus vertel. So God wil 'n verhouding met ons hê, maar wat doen die mensdom? Keer op keer draai ons rug op God en ons stap weg van hom. Jesus illustreer dit, Lukas hoofstuk 15, sy pa, stel God die Vader voor, en die jongste seun sê net vir sy pa, maar, gee my deel van die erfporsie. Hy verklaar sy pa dood, en hy vat sy geld, hy vat sy gedeelte, en hy stap weg. Hy soek nie 'n naby verhouding nie. Dink aan daai storie, verhaal, gelykenis wat Jesus vertel, daar's 100 skape. Wat doen een van daai skape? Skaap stap weg. Wil nie by die skaapwagter wees nie.
Wil nie by die herder wees nie. Wie is die goeie herder? Hy los die 99 en hy gaan agter daai verlore skaap. En so wie's God? Wie's die God van die Bybel? Hy's die een wat ons opsoek. Hy's die een wat wil hê dat ons 'n naby, diepgaande verhouding met ons wil hê. Dis een van die groot stories, die makrostories van die Ou Testament en van die Nuwe Testament. Ons sien iets hiervan in Openbaring hoofstuk 3. So as ons hoor Openbaring, moet ons nie net dink aan die ou tye nie. Hoofstuk 1, 2, 3 gaan oor die Here. Hoofstuk 2, hoofstuk 3 is briewe wat geskryf is aan die kerk van daai tyd. So wat nou belangrik is, en ons moet dit nie vandag mis nie. Wat ons nou gaan lees, Jesus praat met die kerk, hy praat met 'n gemeente. So hy praat met gelowiges. Hy praat nie met ateïste nie, hy praat met mense wat sal sê, okay, ek is so 'n bietjie agnosties nie, of ek is nou een of ander boeddhis of 'n moslim, goed nie. Jesus praat hier met Christene. En dan kom ons agter, maar hulle verhouding met die Here Jesus Christus is nie wat dit moet wees nie. So kom ons gaan lees hierdie woorde van Openbaring 3, ek gaan so vers lees, iets sê, en onthou nou weer, waar gaan vandag se boodskap? God soek 'n innige verhouding met ons. Jesus sê, hy praat met die kerk, ek ken jou dade, dat jy nog koud, nog warm is. Was jy nou maar koud, of warm? Asof Jesus dalk iets sê, soos, julle doen okay, maar nie great nie. So 4/10, 5/10, as mens jouself nou moet meet, hoe gaan dit met jou verhouding met die Here? Volgende vers 16, maar, omdat jy lauwarm is, nog warm, nog koud, gaan ek jou uit my mond spoeg. Die van julle wat al Bybelskool bygewoon het, julle sal weet, hier gaan dit oor, jy word naar, jy wil opgooi. Een iets, mens kan duisende goed oor hierdie vers sê, een iets oor hierdie vers. Jesus Christus het die hoogste prys betaal, sodat ons in verhouding met hom kan leef, maar nie in 'n lou, warm verhouding nie. Dit was nooit deur Jesus en God die Vader se bedoeling, dat ons sulke effe Christene moet wees, mense wat so poer, mense wat net so van tyd tot tyd die Here dien nie. Christus het gekom sodat ons hom full-blast, boots en al moet dien. So mens kan verstaan dat 'n lou warm gemeente, 'n lou warm Christen, die Here dryf om op te gooi. Onthou nou, Jesus praat met sy kerk, dis sy mense. En die mense sê, julle sien nou in aanhalingstekens, die mense van hierdie gemeente sê, ek is ryk, ek het skatryk geword, en het aan niks gebrek nie. En nou lewer Jesus kommentaar, en nie besef dat julle elendig, kyk hierdie woorde, elendig en bejammeringswaardig, brandarm, blind en naak is nie. So waar gaan dit hier? Hier is belangrike woorde vir ons wat leef in die 21ste eeu, vir ons wat weet waar ons kos môre vandaan gaan kom, vir ons wat hier sit wat 'n paar rand in die bank het, vir ons wat leef met meer as $2 'n dag. Ons is ryk. Die mense van hierdie gemeente het 'n baie logiese denkproses gehad. Hulle sê vir hulle self, en hulle is nie stupid nie, hulle sê vir hulle self, maar dit gaan op 'n finansiële gebied, gaan dit baie goed met ons. Met ander woorde, die God met wie ons hierdie lou warm verhouding het, hulle sal dit nou nie so gedink het nie, maar hulle sal sê, okay, maar dit beteken, omdat dit finansiëel met ons baie goed gaan, beteken dit, die Here is tevrede met ons lewe. Die Here seën my. En charismatiese taal, man, die Here bless ons vandag. En die Here kom en sê, nee. Moenie dink, as dit finansiëel met jou goed gaan, dat ek noodwendig tevrede is met jou lewe nie. Kyk hierdie woorde, hoe beskryf Jesus hulle? Julle is elendig en julle is bejammeringswaardig. Maar, onthou, dis sy mense, dis sy kerk. Hy is lief vir hierdie gemeente. Daarom kom hy, en as jy in die kerk groot geword het, sal jy hierdie woorde baie goed ken. Openbaring 3 vers 20. Kyk, is amper asof hy vir hulle sê, asof hulle so saggies in die skouers vat en sê, maak oop julle oë, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En is nie 'n hamer nie, dis nie soos 'n sheriff wat in die deur kom slaan nie. Kyk, gemeente, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom eet. En hy saam met my, asof Jesus vir hulle sê, nie waar, hier's ek. Ek is nie ver nie, ek is nie daar nie heelal nie. Ek is by julle al die dae.
Maak oop jou hart, maak oop jou lewe, sodat ek deel kan word van jou lewe, sodat ek en jy naby aan mekaar kan wees. Kinders help my gou, en as ek sê help my, moet julle my regtig help, want ons was na die week, was ek en my vrou, was ons op verlof, en ek was nie seker oor die storie van die wolf en die varkies nie. Op 'n stadium het ek 3 kinders roep en gesê, help my net gou. Wie van die kinders wat hier sit, ken die verhaal van die wolf en die varkies? Wat gebeur, Jankie, jy het gesê, jou dogter sit hier voor om my te help met die preek. Wat doen die wolf, as die wolf by daai eerste huisie kom? Klop hy saggies. En wat doen hy dan nog? Vra hom in te gaan. Is hy vriendelik of sy kwaai? Kwaai. Blaas hy daai strooi, hy sê op 'n stadium in sy kas in. Okay. So ons dink baie keer. Die Here God is soos die wolf wat in ons lewe gaan instorm. Wat ons lewe gaan oopblaas. Maar dis wat ons hier kry nie. Al wat ons Openbaring 3 kry is net daai klop. Nie aggressiewe wolf nie. En dit is interessant, daar's teoloë wat kyk na hierdie vers en hulle sê dis die een ding en hulle stel dit sterk. Hulle sê dis die een ding wat God nie kan doen nie. Hy kan nie die deur van ons hart oopskop nie. Dis nie hoe hy met ons wil werk nie. Hy wil hê ons moet vir hom oopmaak. Hoekom? Sodat ons hierdie naby intieme verhouding met hom kan hê. En julle het ons 'n keuse. Hier in die winter van 2025, ons te keuse om opnuut weer in hierdie tyd ons lewe vir God oop te maak. Of, en dis interessant, dis deel van die realiteit. Of ons kan net sê, nee wat, ek gaan die Here daar hou. Hy moet naby wees, maar hy moet nie te naby wees nie. Kyk, as die moeilikheid kom, dan moet God ons kom help. As ek wiskunde skryf, dis 'n moeilike toets en die juffrou het gesê, dan moet hy daar wees. Goed so. As ek gaan vir 'n onderhoud in die nuwe werk, so, kyk, dan moet God daar wees. Maar ons hou hom op 'n afstand. En dis nie dat ons, as ons God op 'n afstand hou, dis nie dat ons ateïste word nie. Ons word eintlik, wat ons kan sê, ons word eintlik maar net godsdienstige mense. Mense wat met respek oor God praat, mense wat dalk nie 'n koffiebeker op hulle Bybel sal neersit nie, mense wat baie keer, miskien so 2-3 keer 'n week 'n rympie opsê voor hulle bid. Maar ons het nie daai naby verhouding nie. Maar die probleem is, as ons in hierdie godsdienstige verhouding met God staan, dan raak ons uiters egosentries. En ons aanbidding van God is uiters egosentries, want waaroor gaan dit net? Dit gaan oor my. Vader, seën my asseblief. Seën my kinders asseblief. Ek wil hê hulle moet sterretjies wees op skool. Ek wil hê hulle moet die bekers wen op skool. Vader, help my met hierdie kinders wat nie die huis uit wil kom nie. Help hulle dat hulle 'n goeie job kan kry, dat hulle net bietjie kan wegtrek. En dis nie wat God vir ons wil hê nie. Jesus sê in Johannes hoofstuk 16, godsdienstige mense is gevaarlik en is baie interessant. Jesus sê vir sy disippels, dis kort voor sy kruisiging, hy waarsku hulle teen die godsdienstige mense, want hy sê vir hulle, hierdie godsdienstige ouens gaan julle as my disippels doodmaak. Hulle gaan probeer om julle dood te maak. En dan verduidelik Jesus iets. Hy sê vir hulle, en hulle sal dit doen. Hulle sal julle doodmaak. En nou gee Jesus die rede. Hoekom? Omdat hulle die Vader, en kyk nou die woorde wat Jesus gebruik, omdat hulle die Vader nie ken nie. En my as Jesus Christus, my as die Seun van God, omdat hulle my ook nie ken nie. So ons staan voor hierdie keuse. As ons besluit neem, ons kan nie besluit neem, as ons besluit om nie die naby intieme verhouding met God te hê nie, dan raak God oor tyd heen 'n vreemdeling. En die gevolg daarvan is, net 'n hele praktiese gevolg daarvan is, God se liefde raak ook vir ons vreemd. Ons weet nie meer presies hoe God ons liefhet nie, en ons weet ook nie hoe om God se liefde uit te leef nie. En om dit nog meer prakties te maak, as ons nie 'n naby intieme verhouding met God en met Jesus het nie, dan raak God se wil vir ons ook vreemd. Ons kan nie meer lekker onderskei, is dit nou God se wil, is dit nou nie meer God se wil nie. En dan beweeg ons met ons lewe in die rigting van chaos. En as alles uitmekaar uitgeval het, dan is dit amper asof ons soos 'n tiener of 'n 3-jarige 'n tantrum gooi en vir God vra, maar hoekom? Hoekom laat U dit gebeur? Waarom God? Maar dan is dit
asof die Here vir ons iets kan sê soos, en ek dink nie die Here sal dit doen nie, maar julle sal verstaan hoekom ek dit sê. Dis as ons lewe uit mekaar uitval en ons blameer God, is dit asof die Here vir ons iets kan sê soos, maar jy het nooit na my wil gevra nie. Jy het nooit my wil geken nie. As jy my wil geken het, sou jy nooit met daai persoon, jy sou nooit betrokke geraak het by daai persoon nie. Jy sou nooit deel geword het van hierdie transaksie wat jy geweet het, 'n dodgy transaksie is nie. Jy sou nooit na daai plek toe gegaan het nie. Jy sou nooit daai WhatsApp gestuur het nie. So op 'n praktiese vlak, as ons besluit en ons het daai keuse, as ons gaan vir 'n lou warm verhouding, dan raak God die Vader 'n vreemdeling. Sy liefde word 'n vreemdeling en ons ken in ons eie doen en late, ken en herken ons nie meer die wil van God nie. So wat vra dit? Dit vra van ons tyd, 'n innige, diepgaande verhouding. Vra dat ons vir die Here van ons tyd sal gee. Dit vra 'n stuk deursigtigheid, met ander woorde, dat ons lewe oopmaak vir die Here. En dit vra onderdanigheid. En onderdanigheid om een of ander rede is dit 'n begrip wat ons nie like in hierdie 21ste eeu nie. Dit vra van ons dat ons sal buig voor die Here. Dit vra van ons dat ons sal buig voor sy woord. Dit vra van ons dat ons sal doen wat die Here van ons sê. As ons Bybel lees, as ons na die woorde van Jesus Christus kyk, die woorde van Paulus, van Petrus, van Johannes, baie keer lees ons iets raak en ons weet dis die Here wat met ons praat. As ons daai ervaring het, dan is dit nodig dat ons moet reageer op dit wat God vir ons sê. Ek sluit vir ons af. Sommige net met iets wat ek raak gelees het, wat 'n man met die naam Henry Nouwen skryf oor sy verhouding met die Here. Ek deel dit met julle, want dis 'n egte beskrywing van ons stilte tyd, van daai oomblikke wat ons saam met God het in ons binnekamer. So lees dit, luister saam met my, en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. Hy sê, my stilte tyd is nie 'n tyd van diepgaande gebed nie. Ek wens dit is. My stilte tyd is nie 'n tyd waarin ek die Here se spesiale nabyheid ervaar nie. Ek wens dit was. My stilte tyd is nie 'n tyd waarin ek ernstig nadink oor die misteries van God nie. Ek wens dit was. En dan, hoor nou sy eerlikheid. En as jy ook nou al 'n lang pad saam met die Here stap, sal iets hiervan ook met jou resoneer. Hy sê, my tyd saam met die Here is vol onderbrekings. Al die ma's wat hier sit met klein kinders, julle kan getuig hiervan. My tyd saam met die Here is vol onderbrekings. In my binneste is ek soms rusteloos. Soms is my kop die mekaar. En ander kere, jy moet hom nou nie met klippe gooi nie, en ander kere is dit so 'n bietjie vervelig. Maar, en hierdie maar is belangrik, maar die feit dat ek vir 'n paar minute in die Here se teenwoordigheid kan wees en dat ek alles met hom kan deel, hoe ek voel, wat ek ervaar, wat ek dink, sonder om iets vir hom weg te steek, moet God behaag. Hy skryf in Engels, hy sê, it must pleases God. Op een of ander manier weet ek dat God lief is vir my. Ek weet hy is lief vir my, al voel ek nie sy omhelsing soos wat ek 'n vriend se omhelsing kan voel nie. Ek weet hy is lief vir my, al hoor ek nie sy trooswoorde soos wat ek 'n vriend se woorde hoor nie. Ek weet hy is lief vir my, al kan ek nie sy glimlag sien soos wat ek 'n ander mens se glimlag kan sien nie. Daar in my stilte tyd praat hy met my. Daar in my stilte tyd kyk God vir my. In my stilte tyd omhels hy my, al ervaar ek dit nie altyd nie. Amen. Ons Here, as ons Bybel lees, kom ons net hoe langer hoe meer agter, Here, dat U regtig lief is vir ons. Dat U werklik vir ons is. Dat U alles gee vir ons, dat U seun, dat U lewe vir ons gegee het. Here, maar U
U ken die realiteit van ons lewe. U weet dat baie van ons op 'n stadium in hierdie intieme verhouding met U was, maar dat ons nou 'n bietjie afgedwaal het. U weet baie van ons sien dalk die kans om so naby aan U te leef nie. U weet baie van ons is bang. U weet baie van ons het gewoon net lui geword of laks geword. Here, in die grootheid, in die almag. Here, kom trek ons nader en nader en nader. Here, mag ons in hierdie tyd tussen die opstanding, uitstort van die Heilige Gees, Here, mag ons in hierdie tyd opnuut net weer besef dat U werklik lief is vir ons. Dat U die een is wat ons kon verander en ons verander het. Here, maak ons mans, maak ons vrouens, maak ons kinders, wat U weer ons eerste liefde maak, wat U weer ons eerste prioriteit maak. Here, ons wil hierdie week ingaan, ons wil vanuit U liefde leef. En Here, ons wil U liefde weer kaats, U liefde weer speel na die mense wat rondom ons is. Amen.